Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, baie, baie dankie vir u troue sorg oor ons. Here, ons almal lewe in 'n land waar ons sien hoe dinge besig is om met rasseskrede agteruit te gaan. Here, ons praat maar so in die volksmond dat dinge uitmekaar val. Maar as ons kyk na die woord, dan sien ons dat alles in plek val, want u is besig om ons te wys op die nietigheid van hierdie wêreld en die te vergeefsheid, om by mekaar te maak en te dink dis waaroor die lewe gaan. Here, dit is so dat die man Salomo, die rykste van mense wat nog ooit op aarde geleef het, op 'n stadium gekom het en gesê het, alles te vergeef, sê die prediker, dit is alles te vergeefs. En ag Here, ons besef dat hierdie aardse lewe sal verbygaan, en net wat ons vir u gedoen het, sal staande bly. Dit beteken nie dat ons kan werk vir ons saligheid nie, verseker nie. Ons word gered uit genade deur geloof, maar Here, die oomblik wanneer ons u leer ken, dan begin ons die hemelse taal praat. Dan begin ons verander na die beeld van ons Skepper, van die een wat ons gered het in sy seun Jesus Christus. Dit sal sigbaar word vir die wêreldling, dit sal sigbaar word vir die mense wat om ons bly, en ag Here, so transformeer u ons om meer gelykvormig te word na u beeld. En ag Here, ons bely dat ons soms stoei. Here, ons sondige harte is soms so aktief, en Here, is soms so in stryd met die werking van u woord en u gees in ons harte, dat ons soos Paulus Here op gereelde basis uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan sê die woord, ek dank God deur Christus Jesus, ons Here. Ag dierbare Here, ons vra nou dat u vanmôre dit stil sal maak in ons harte, dat u vir ons 'n kalmte sal gee, en dat ons werklik sal fokus op u woord. Here, ons het nodig om by mekaar te kom, om u waarheid en u woord aan te hoor, en hoe lieflik is dit, Here, as kinders van God saamkom. U het 'n besondere belang by u kinders, en dis vir my so hartseer as ek soms hoor dat mense sê en bely, hulle is Christene, maar hulle het geen belang by die kinders van God, en by die huis van God, en by die samesyn van die gelowiges nie. En dit is vir my so teen dit wat u woord vir ons sê, want u sê vir ons baie duidelik, ons moet die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Dankie vir die opgewondenheid in my hart om vanmôre hier te wees, om almal te kan sien, en dankie vir elke nuwe gesig wat saam met ons is, dankie vir elkeen wat vanmôre vir die eerste keer hier is. Here, ons bid dat u hulle ryklik sal seën, vir hulle wat nou al vir 'n lang tyd kom, bid ons dat u waarheid en u woord hulle harte sal versterk. En Vader, bo alles bid ons, dat u Christus in ons midde sal verhoog, en dat die Heilige Gees mense na ons Here Jesus sal trek. Dis hy wat sy lewe gegee het, dis hy wat die dood, die hel, die graf oorwin het, dis hy wat gegaan het om vir ons plek voor te berei, dis hy wat vir ons intree by die Vader, en daarom is die gebed van my hart, Vader, dat u Christus sal verhoog, en ag dierbare Here, dat u dit sal doen deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, deur die prediking van die woord, en deur ons samesyn. En ons bid dit in u naam, en ons bid dit met soveel danksegging. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Nou, ek vra om die woord van die Here saam met my oop te maak vanmôre. Daar by Openbaring, die 17de hoofstuk, en terwyl u daarin blaai, ons is tans besig met ons reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. Nou is 'n besondere reis wat ons nou al onderneem het, en ek dink ek is nou al seker oor 'n jaar besig met die reeks. Ek wil nie eintlik sê nie, want dan wonder u seker as ek nou 'n langer boek vat, hoe lank gaan ek vat om daaruit te preek? Maar ek sê altyd my held, Dr. John MacArthur, man wat lief is vir die Here, die enigste man sover ek weet wat in sy leeftyd by een gemeente 54 jaar nou al diens doen en deur die Nuwe Testament vers vir vers gepreek het. Hy het 17 jaar uit die boek Lukas gepreek. En hulle het op 'n stadium nie gevra watter jaar het jy lidmaat by hom geword nie, hulle het gevra by Lukas hoofstuk hoeveel en vers hoeveel het jy lidmaat geword. Nou, u moet dankbaar wees dat ek nie soveel kennis soos hy het nie, want anders kon ek ook nou eers getrek het by Openbaring 3 of 4. Maar ons is nou hier aan die einde van die boek, en daar gaan nog so 4-5 boodskappe wees, dan is ons klaar met die boek Openbaring, en ek wil vir u sê, wat het vir my ook 'n wonderlike reis waardeur ek moes gaan om te sien, waar God dan ook vir ons, deur sy seun Jesus Christus, genade kom skenk het om deel te word van die kerk van die Here Jesus, soos uitgebeeld met die 7 gemeentes, die wonderlike vooruitsig van die wegname van die kerk van die Here Jesus,
die groot verdrukking soos aangedui hier op die kaart, hier die middelste gedeelte, en ons gaan vanmôre by die laaste boodskap stil staan, wanneer ons gaan kyk na hierdie val van Babylon, en dan volgende week gaan ons bietjie kyk na die 1000-jarige vrederyk. Nou, ek het vir u gesê, daar is verskillende verklaringsmetodes vir die boek van Openbaring, en die navorsing het maar gewys dat die een waarmee ons besig is, die futuristiese siening wat daar is, en dan is daar die Giliasme en anti-Giliasme en verskillende sieninge. Die siening wat ons huldig is, dat die eerste paar boeke vir ons bietjie wys na die geskiedenis, daar was 'n gemeente soos Efese, maar die res lê vir ons in die toekoms, daarvan die wegname van Christus en verder, lê vir ons in die toekoms, dinge wat nog moet gebeur. En daarom glo ek ook, as ons die skrif so verklaar, dat ons dit redelik vasvat en dit redelik raakvat, maar ek het vir u ook gesê, ons moet versigtig wees om nie dinge in die boek Openbaring in te lees, wat daar nie is nie. Ongelukkig mense wat die verklaringsmetode gebruik, die Giliastiese siening huldig, kom baie keer en hulle lees dinge in die boek Openbaring wat daar nie staan nie, en dit bring verwarring by mense, en daarom het ek ook vir u gesê, ek gaan nie meer sê as wat die Bybel vir ons sê nie. Ek gaan nie sekere van die simboliek wat gebruik word op so 'n manier verklaar, dat ek vir u later sê, luister, hierdie wys eintlik op 'n kanon wat sal kom, en hierdie is 'n vegvliegtuig, en hierdie is 'n duikboot wat sal kom, en dis wat predikers vandag doen, en ons kan nie so met die skrif omgaan nie, want dan kan elkeen sê wat hy graag wil sê, en eintlik mense mislei. Ek gaan poog om net vanmôre vir u te sê, rondom die val van die stad Babylon, waarna verwys die woord, waarom is Babylon so belangrik in die eindtyd gebeure, en wat is die boodskap vir ons as kinders van die Here wat vanmôre hier saam is? En ek wil u vra, terwyl u navorsing doen en self sekere boeke lees, dat u tog nie in vervoering sal gaan met al die mense se opinies nie. Bly by die woord. Dis belangrik om by die woord van die Here te bly, en bid ons dat die Here vir ons ook ryklik sal saamsê. Nou, ons het verlede week bietjie vir u gesê dat Openbaring 14 tot 19 vorm eintlik 'n geheel. Dis nou hierdie deel op die kaart, die verdrukking of dan die groot verdrukking soos ons dit noem. Ek het vir u gesê, alhoewel dit in hoofstukke opgedeel word, vind ons dat die laaste skaal sal uitloop op die wederkoms van Jesus tot op die Olyfberg, soos hier aangedui op die kaart, hierdie kant dan die Olyfberg. Ek het vir u gesê, hierdie koms van Jesus loop uit op die slag van Armageddon, waar Jesus as koning die antichrist en valse profeet saam met die goddelose sal oorwin. Daarna vestig hy dan ook sy 1000-jarige vrederyk, en ons gaan bietjie volgende week daarna kyk. U sal onthou, ons het verlede week vir u gesê, dat hierdie laaste skale of pla was die bose swere, die see wat bloed word, die vars water word bloed, vir u gesê die geweldige hitte wat uitgebreek het, die duisternis, die Eufraatrivier droog op, om die konings te versamel vir die groot dag van rekenskap, waar God dan die wêreld sal oordeel, en dan die halstene van 45 kilogram plus. Ek het vir u gewys hoe dit 'n herhaling is van sekere van die Ou Testamentiese oordeele, en hoe dit ook in die eindtye dan sal plaasvind. En daar's baie mense wat vir jou sê, man, luister, julle is besig met veeverhale, en julle lees sekere goed, en julle kyk te veel films, of wat ook al, en dis hoekom julle met hierdie goed na vore kom. Ek dink nie dis so nie. Daar is 66 kanonieke boeke in die Bybel. Dit begin by Genesis, en dit eindig waar? By Openbaring. Ons kan nie Openbaring uitskuif en sê, ons verstaan nie regtig wat in Openbaring staan, en daarom preek ons nie daaruit nie. Ek kom met ouer mense in aanraking wat vir my sê, ek het nog nooit in my lewe 'n boodskap uit die boek Openbaring gehoor nie. Dan is hulle in gereformeerde kerke, hulle is in kerke wat as Christus belydenende kerke bekend staan, en dan wonder ek baie keer, watter vooruitsig het hulle, wanneer dit kom by hierdie gebeure in die wêreld, wat vir ons aanduidings gee dat Christus weer sal kom. Ek sê nie vir u dat ek alles weet van die boek Openbaring nie, maar wat ek vir u kan sê is, Christus gaan weer terugkom. En dis wat die boek Openbaring ons leer. En as ons dit nie preek en verkondig, en vir mense sê, maak gereed om God te ontmoet nie, dan is ons nie ware bedienaars van die woord van die Here nie. Het is noodsaaklik dat ons sal sien, vriende, dat die 6de en die 7de skaal loop uit op die slag van Armageddon, soos hier aangedui, en ek moet vir u ook sê, dat die Here self hier dan die oordeel sal volbring. Openbaring 17 en 18 handel oor die verwoesting van Babylon, ons gaan vanmôre daarna kyk, en dan volgende week Openbaring 19, waar die ruiter op die wit perd sal kom om dan te oordeel. So kom ons lees saam Openbaring 17, en jy kan saam met my volg in die woord. En ek is opgewonde oor vanmôre se boodskap, en ek vra dat u asseblief nie na u horlosie sal kyk nie, daar is 'n groot een waar ek na kyk. Ek kan hom nie altyd lekker sien nie,
Maar moenie bekommerd wees nie, wanneer my asem klaar is, sal ek ophou. Kom ons lees Openbaring 17. En een van die 7 engele met die 7 skaal het gekom, en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels. En sy het aan haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Vers 15, en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee, om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. Ek gaan net 'n onderbreking hier maak. U sal onthou deur die hele reeks het ek vir u gesê, dat niks gebeur sonder God se toelatende wil nie. Die Here en die duiwel is nie in 'n armdruk kompetisie om te kyk wie gaan wen nie. Die einde is reeds aangekondig, Christus sal heers, hy sal regeer. Hierdie vertelling leer vir ons dat self God is in beheer van al die gebeure wat sal plaasvind in hierdie eindtye. U moet tog nie dink dat iets sonder God se toelatende wil gebeur nie. Vriende, hy is in beheer en daarom sal hy ook alles volbring soos hy in sy woord vir ons deurgegee het. Vers 18 sê, en die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Jy sal ook sien, ons het nou die eerste paar verse gelees, hierdie laaste paar verse verduidelik die eerste paar verse. Wat hierdie gedagte is van die waters wat jy gesien het, en die dier wat die vrou opgesit het, en al die dinge wat die eerste paar verse vir ons leer. Kom ons lees nou Openbaring 18, en ons gaan ook 'n paar verse daar saam lees. En na hierdie ding het ek gesien, 'n engel gesien, neerdal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Dis nou vers 9, en dan vers 10, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, wee jou o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. Vers 16, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteentes en parels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. En hulle het stof op hulle hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel het 'n klip opgetel, soos 'n groot meelsteen, en het in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word, en nooit meer gevind word nie. En die stem van siterspelers, en sangers, en fluitspelers, en bassynblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie.
en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meel sal nooit meer in jou gehoor word nie, en die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei, en die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. Ons gaan tot so ver saam lees uit die woord van die Here, en vriende, ek wil net vir u vra dat u sal let op vers 23, dit gaan nie oor Suid-Afrika, en die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. Ons weet, ons beleef 'n geweldige donker tyd in Suid-Afrika, maar hierdie oordeel gaan oor die stad Babylon, wanneer die Here ook die lig gaan uitdoof, en sy oordeel oor hierdie stad dan sal bring. Ons tema vanmôre dan die finale verwoesting van die groot stad Babylon. Die finale verwoesting van die groot stad Babylon. Soos reeds gesê, gaan ek vanmôre daaroor praat. As die Here my spaar, volgende week Sondag oor die millennial koninkryk. Ons gaan bietjie kyk na hierdie 1000-jarige vrederyk, soos aangebring daar op die kaart, en dan gaan ons bietjie praat die Sondag net voor ons met vakansie vertrek oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek gaan u op 'n baie hoë noot los, terwyl ons bietjie vakansie gaan hou, en vir u bietjie net die wonderlike bemoedigende boodskap gee, dat hierdie ons slegste lewe sal wees. Hierdie is 'n lewe van stryd, van hartseer, van pyn, van misverstande, en al hierdie dinge wat ons beleef. Daarom moet daar eers 'n finale verwoesting wees, voor daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal kom. So kom ons praat vanmôre oor die gedagte van die finale verwoesting van die groot stad Babylon. Nou vriende, ek wil vra dat u oor ietsie sal dink, terwyl ons hierdie boodskap begin. Dis nodig om te dink wanneer ons die woord van die Here hoor. Dr. R.C. Sproul het gesê, ons het nie nodig om ons verstand eenkant te sit, as ons die woord van God lees en die prediking daarvan hoor nie. Ons het baie keer nodig om ons hoogmoed eenkant te sit, en te vra, Here, gee my 'n leerbare gees. Dis noodsaaklik om die Here te vra, dat hy deur sy gees my sal onderrig uit die woord, want die Bybel sê vir ons dat God se gees die woord geïnspireer het. Luister vriende, as hierdie woord verstaanbaar was vir elke Jan Rapp en sy maat, kan ons op 'n punt gekom het en gesê, ag, dis maklik om te verstaan, en ek sal die Here dien, en ek sal op my werke probeer om God te behaag, terwyl die woord vir ons baie duidelik sê, dat ons nie die vermoë het om God se woord te verstaan, buiten sy gees, wat aan ons die verligting gee, om dit te verstaan nie. Die saak waaroor ek wil hê, u moet bietjie dink, terwyl ons hierdie boodskap begin, is die vraag, het u al gewonder, waarom daar so geweldig baie godsdienstige groepe, gelowe, filosofieë en religieuse aktiwiteite op die planeet aarde is? Het jy al daaroor gedink? Ek het hierdie week die voorreg gehad om op 'n golfkarretjie saam met 'n man te sit, wat glad nie dink soos ek dink nie. Hy het homself in die Zen godsdienst so bietjie begewe, en hy is toe later oor na Islam, en hy het bietjie die Christelike geloof bekyk, en hy reken hy is op 'n baie gelukkige plek in sy lewe, want hy glo daar's 'n God, maar dis nie regtig vir hom belangrik wie hierdie God is, hoe hy aanbid moet word, deur wie hy na hierdie God moet nader nie, en ek en hierdie man het nogal 'n baie lekker gesprek gehad, en die gedagte het baie duidelik na vore gekom, dat mense is besig met baie dinge, om die leemte in hulle hart te probeer vul, en ek wil vir u sê vriende, die rede, waarom daar so baie godsdienstige groepe is, so baie gelowe, filosofe wat filosofeer oor godsdienstige en religieuse dinge, is omdat God die mens geskape het, met 'n inherente drang na hom, na innerlike vervulling en gemeenskap met hom as hulle skepper. Luister wat ek vanmôre vir u sê, die mens het 'n vakuum in sy binneste, en hy wil dit graag vul met alles, en ongelukkig wil die meeste nie na hulle skepper vlug, om dit te vul met sy waarheid en sy woord nie, en ons gaan nou kyk waarom nie. As God dan 'n inherente begeerte na homself in die hart van die mens geplaas het, wat het verkeerd gegaan? Waarom wil die meeste die Here vandag nie dien nie? En kom ons kyk, kom ons probeer die vraag beantwoord, en terwyl u daaroor dink, wonder u miskien nou, wat het Babel te doen met hierdie hele storie? En ek hoop nie, u is nou in 'n Babelse verwarring nie, maar dat u saam met my sal volg en sal sien, wat ons leer uit hierdie kosbare gedagte. God het 'n
inherente drang na homself in die hart van die mens geplaas. Ons lees, vriende, in die boek Genesis, waar die Here alles geskaap het, dat hy ook 'n intieme verhouding met die mens gehad het, wat hy geskaap het. Die Bybel leer vir ons dat hy met die mense gewandel het, met Adam en Eva in die aandwyntjie in die tuin. Ek wil hê jy moet 'n oomblik daaroor dink. Die dag begin daal, daar is hier die ligte koel wyntjie, en God kom wandel saam met sy skepsele. Daar was nie vrees nie, daar was nie skaamte nie, daar was geen verwydering nie. Die Here wandel saam met sy skepsele. En toe gebeur daar in Genesis 3 iets. Die vyand mislei vir Adam en vir Eva. Eindelik vir Eva, en Adam het nou maar net ingewillig en saam met Eva gesondig. En nou lees ons iets aangrypends. Genesis 3 vers 8a en vers 9. Nadat hulle gesondig het, kom hulle agter hulle is naak, en wat doen die mens? Hy kruip weg vir die Here. Die Bybel sê vir ons, hulle het weggekruip vir die Here, en hulle het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Ek wil vanmôre vir jou vra, roep God miskien nog vanmôre na jou? En vra mens, waar is jy? Jy's miskien al 25 of 35 of 55 of miskien 80 jaar oud, en jy vlug nog steeds vir God. Jy kruip nog steeds weg vir hom. Jy's nog steeds besig met jou eie gedagte en jou eie lewe en jou eie klein wêreldjie. Dan vra ek jou dat jy vanmôre sal hoor hier aan die begin, dat die leemte in jou siel alleen gevul kan word deur hierdie God, wat in Genesis 3 deur die mens eenkant geskuif is. Hy roep na hierdie mense ten spyte van hulle sonde, en hy vra vir hulle, waar is jy? Jy sien, God het ons geskape om ons as skepsele in verhouding tot die Skepper te laat staan. Na die sondeval sien ons die beloofde Messias wat sou kom en gekom het. En ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan alleen in 'n verhouding met God staan deur Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het om jou en my redder te wees. Augustinus, die groot kerkvader, het gesê, man's soul is restless until he finds rest in thee. As jy vanmôre nog onrustig is in jou siel, is dit nodig om rus te vind by hierdie God, deur sy seun Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Volg saam. Na die sondeval het die mens se hart verduister geraak. Geestelike dood het ingetree. Soveel so dat die mense soeke, die begeerte na God in hulle binneste verruil het, vir allerhande dinge, sondes, idees, afgodediens en filosofie. En ek wil vanmôre vir u wys hoe Babel inpas hierby. Want u sien, die dag toe God geskaap het, het hy goed geskape. Hy was in verhouding met die mens. Die mens kies om hierdie verhouding te verbreek deur blaatante ongehoorsaamheid, deur rebellie in hulle harte. En nou vind ons die gedagte waarby ons vanmôre uitkom, die finale val van die stad Babylon. U sien, die Bybel leer vir ons in Romeine 1 vers 20. Want sy onsigbare dinge, dit is die Here se skepping, kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat die mens geen verontskuldiging kan hê nie, omdat hulle, die mens, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en van viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer het en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. As jy die Bybel gaan bestudeer, gaan jy agterkom, na die sondeval in Genesis 3, wat gebeur in Genesis 4? Onthou u die twee offers, Kain en Abel? Wat doen Kain? Hy bring 'n offer van vrugte. En God het nie vir hulle beveel om 'n offer van vrugte te bring nie.
Abel kom en hy bring die offer van 'n dier. En God aanvaar die offer van Abel en Kain raak so kwaad en hy slaan hom dood en die Here vra, waar is jou broer? En hy sê, ek weet, daar's net 4 op aarde, né? Dis miskien nie 'n baie slim vraag van Kain gewees nie. Maar dis die sondigheid wat ingekom het in die harte van mense. Die Bybel leer vir ons baie duidelik, vriende, dat alles verder beweeg het, en ons gaan vanmôre sien hoe hierdie hele prentjie dan ook inpas by Babylon en waarom Babylon se val so noodsaaklik is voor Christus die Messias. Hom sal openbaar as die een wat in hierdie 1000-jarige vrederyk as koning en dan vir ewig in die heerlikheid van die hemel sal heers. Vriende, ons kan baie duidelik sien dat die spore van valse godsdienste en afgodsaanbidding, waar die skepsel die skepper verruil het vir 'n eie soortige en eie sinnige godsdienst, terug kan voer na Babylon, so vroeg soos Genesis 10 en 11. En jy moet toch saam met my volg, is 'n baie interessante studie. En ek kan nie alles sê wat 'n mens moet sê oor hierdie saak nie. Daarom gaan ons een boodskap hou en ek wil vir u altyd aanmoedig om bietjie verdere navorsing te gaan doen. Maar kom ek vat u vinnig net deur hierdie gedagte om te sien hoe kom ons by Openbaring 17 uit met die val van Babylon. Genesis 10 vers 8 sê, Kus was die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel, of later dan Babylon. Die begin van sy ryk. So met ander woorde, die man wat hierdie ryk begin het, was 'n geweldenaar. En hy het begin in die land Siniar. Kom ek lees vir u wat staan in die hoofstuk 11 van Genesis. Daar staan in die eerste vers, en ons almal praat van die Babelse verwarring wat hier plaasgevind het, maar ek wil hê jy moet na so 3 gedagtes kyk hier, en hoe dit inpas by die boodskap van vanmôre, dat ons die lyn kan terugtrek van die skepping, die sondeval, Genesis 11, deur die Ou Testament, die voorspellings, tot vanmôre, en die gedagte dat die Here Babylon sal vernietig. Genesis 11 lees ons die eerste vers. En die hele aarde dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Siniar, en hulle het daar gaan woon. En hulle sê, dis nou die mense, kom laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Toe daal die Here neer, om die stad en die toring te besien, waarvan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou een volk, en het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming, nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees, wat hulle van plan is om te doen nie. Kom laat ons neerdaal, sien u die ons, die verwysing na die 3-eenheid, kom laat ons neerdaal, en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie, so die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Babel is in Siniar, en baie duidelik die ooreenkoms, dit wat Nimrod gebou het, en dit wat hier in Genesis 11 plaasgevind het. Die woordjie Babylon of Babel beteken Godspoort of poorte of poort van die gode. Nou vriende, hierdie optrede in Genesis 11 leer vir ons iets van die mense hart, en jy moet toch saam met my volg, want as 'n mens net kyk na hierdie gedeelte, dan lees jy dit en jy dink by jouself, die taal is verwar, hierdie ouens, hierdie ou, vra vir hierdie ou, gooi vir my 'n baksteen, en die volgende oomblik verstaan hulle dit nie, en hy gooi miskien die ou teen die kop, en die ander ou is nog besig om sement te sit, en dan kom hier iets van hierdie kant af, en so verwarring dat die ouens uit mekaar uitgaan, maar ons mis die boodskap van Genesis 11, en ek gaan gou vir u verduidelik wat hier gebeur het. U sien, die oorsprong van die boosheid kan teruggevoer word, en van afgodediens na die stad Babel, of dan Babylon, soos dit genoem word, hier in Openbaring 17. Daar is 3 dinge wat ons sien wat hier gebeur het, in Genesis die 11de hoofstuk. Hulle sê in vers 4a, die volgende, kom laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. Hierdie stad Babel, en hierdie mens het gesê, kom ons poog op ons manier, om by God uit te kom. Vriende, jy sien, hulle motief was, om by God uit te kom op hulle manier.
Hulle pogings was in hulle oë genoeg. Dis eie aan vandag se valse godsdienste. Mense wil nie op God se voorgeskrewe manier na God nader nie. Elke mens wil op sy eie manier by God uitkom en die Bybel sê, God is nie te vinde daarvoor nie. Sarfati, hierdie man wat skryf oor Revealing Revelations, skryf in sy boek, hy sê baie mense wat bekend staan as Christene, sê, yes Lord, I'd love to spend eternity with you in heaven. Let me tell you how I'm going to get there. En dis presies die gesindheid. En hierdie week, sien ek nou, het was laasweek gewees, mense in 'n gereformeerde kerk, mense wat bely hulle is kinders van die Here evangelies, en hulle plaas op hulle status. Dis hulle status nou. Ek glo daarom nie heeltemal, ons kan dit direk so vertaal nie. Maar jy weet almal wat die status is. Plaas die persoon die volgende, the ABC of salvation. A, admit that you sin. En ek dink is nie te sleg nie, ek dog myself, ja. As God nie ons in staat stel om dit te doen nie, dan sal ons nie erken ons is sondaars nie. Maar die tweede, die B, is believe in Jesus. En is 'n goeie een, ek dink ons moet ons geloof in Christus stel. En dan die C, het my bietjie ontstel en my so laat dink aan Babel, en so laat dink aan hierdie 4 vers 4a, dat hierdie mense by die Here wil uitkom op hulle manier. Die C sê, choose to allow Jesus to save you. Choose to allow Jesus to save you. Ek dink myself, hierdie persoon dien 'n vreemde Jesus. Ek gee hom nie toestemming om my te red nie. Ek is nie God nie. Hy is nie my dienskneg nie. Maar dis die godsdiens wat in kerke gepreek word. As jy nie, kan Christus nie. Ek het onlangs klomp foto's gekry van artikels wat in 'n kerkblad verskyn het, wat Desember maand by 'n bepaalde kerk uitgegee is. En waar hierdie mense absoluut God se soewereiniteit in redding verwerp. En die mense keuse bo God se soewereiniteit stel, en ek besef, watter dwaling, watter leuen is hierdie mense mee besig, en hoeveel van hulle gemeentelede sal by God eendag in die heerlikheid wees. Daar is 'n weg wat vir mense reg lyk. Die einde daarvan is weer van die dood, en die weg van die deursnee Christelike kerk vandag is, Christus is my dienskneg. Ek sê vir hom, wanneer hy kan doen, en hoe hy kan optree, en wanneer hy kan optree. Jy gee nie die Here toestemming om jou te red nie. Dank God as hy sy genade oor jou uitstort, en jou siel red. As hy 'n begeerte na homself in jou hart skep. Jy en ek is geestelik doodgebore. Die spore van hierdie valse godsdiens kan ons terugvoer na Babel, waar op hulle eie manier by God wil uitkom, waar hulle eie toring gebou het, om hierdie God te bereik. En God sê, ek sal verwarring onder julle bring. Die tweede gedagte wat ons sien hier is in die hoofstuk 11 vers 4b. En laat ons vir ons 'n naam maak. Klink dit nie vir u bekend in Suid-Afrika en wêreldwyd nie? Ons TV-predikers, die deursnee mens in die westerse wêreld, alles draai om ons. En hierdie man, Sarfati skryf, hy sê, dis die typiese TikTok, Facebook en Instagram geslag. Alles gaan oor ons en nie die eer van God en die uitbreiding van sy koninkryk nie. Gaan luister na die deursnee prediking vandag. Die meeste predikers sal vandag so oor mense praat en mense geruststel in hulle toestand. Dat hulle daar sal uitstap en dink hulle is wonderlik en dan is daar niks van sonde van God of van die Heilige Gees of van Jesus se soendood gesê nie. En ons noem dit kerk. En ons noem dit 'n byeenkomsplek van gelowiges. Dis presies wat in Babel aan die gang was. 'n Eensinnige godsdiens waar die mens die prominensie kry en die prominensie geniet en waar God so half op die agtersitplek sit en ons sê vir hom wat hy moet doen en wanneer hy dit moet doen. En ek hoop nie u het so 'n idee van die Here nie. Jy en ek is te sondig om hom voor te skryf. Ek en jy is te sondig om vir hom 'n keuse te maak. Dis hy wat in ons harte dit moet werk, sodat ons kan verstaan hoe sondig ons is,
en kan uitroep om genade. Die derde gedagte. Genesis 11 vers 4c. Sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak. So hulle motief was om by God uit te kom op hulle eie manier. Hulle was die middelpunt van belangstelling. En die C-gedagte, die direkte rebellie teenoor God, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Wat was die Here se opdrag gewees vir die mens? Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, Genesis 1:27. Wat sê hierdie klomp mense? Nee, ons gaan versamel op een plek. Met hulle versameling hier in Genesis 11 was hulle alreeds ver in afgodediens weggevoer. Hulle optrede hier was 'n direkte rebellie teen God se opdrag en die woord om die aarde te vul. Daarom het God 'n verwarring gestuur sodat hulle tot inkeer kan kom. Gaan lees verder. Wat gebeur in Genesis 12? Die roeping van wie? Van Abraham. Weer 'n keer hierdie mense se rebellie. God soek vir hom iemand uit. Abraham, kom uit jou land en uit jou volk en uit die afgodediens waarin jou vader homself bevind en kom dien my en kom volg my. En ons ken die geskiedenis van Abraham. Vriende, die vader van die stad Babel was Nimrod en sy vrou was saam met hom in afgodediens. Met die verstrooiing van die mense hier in Genesis 11 het hulle afgodsbeelde en afgodediens saamgeneem en oor die aarde versprei. Baie legendes, aanbidding van valse gode, afgodstempels van die wêreld kan tot vandag toe teruggevoer word na Babylon. U kan met groot vrymoedigheid so bietjie die argeologie gaan naslaan en bietjie gaan ondersoek instel. En u sal sien elke keer is Babel of Babylon prominent wanneer dit kom by afgodediens en die aanbidding van sekere vreemde gode. Sterrewiggelary en al hierdie dinge word teruggevoer na die stad Babel. Baie belangrik en baie interessant. Hierdie selfde stad sou later, 600 voor Christus, die koninkryk van Nebukadneser word. En almal ken van Nebukadneser, né? Hy het op 'n stadium so gepraat. Moe. Toe hy gras moes eet, toe God hom kom verneder het. Onthou jy dit? Van u onthou dit glad nie. Maar in elk geval, die Here kom en hy verneder Nebukadneser. Waarom? Hy staan op hierdie balkon van hom en hy sê, ek is die sterk Nebukadneser, ek het hierdie stad gebou, hy het hierdie groot afgodsbeeld gebou, en die Here verneder hom, dat hy gras vreet soos 'n dier, totdat hy hom bekeer tot die lewende God. Babel, die stad Babylon, dis waar Nebukadneser geheers het, en die Here kom leer van Nebukadneser, jy's nie koning, jy's nie God nie, ek is God en ek sal jou verneder. Dit was 'n geweldige invloedryke stad, ja, stad wat wêreldheerskappy gevoer het, gaan lees die geskiedenis vir jouself. Maar dit was 'n goddelose stad waar afgodediens hoogtyd gevier het. Wat het met Sadrag, Mesach en Abednego gebeur? Onthou u? Nebukadneser sê, kom ons bou 'n afgodsbeeld. Die hoof van goud en so gaan dit aan tot onder die klei, die voete van klei en staal wat gemeng is en daardie klip kom los en hy vernietig hierdie afgodsbeeld. Nebukadneser sê aanbid hierdie beeld. Wat sê Sadrag, Mesach en Abednego? Nee. En hulle beland in die vuuroond. En as u die geskiedenis gaan lees, het hierdie manne, hierdie konings telke male agtergekom dat hulle geen mag teen God het nie, maar hulle het gebly rebelleer en hulle gebly verset teen hierdie mag van God. Dit is vir my so aangrypend as ek die geskiedenis lees, hoeveel keer God homself magtig kom openbaar het, en hoe die mense in sy sondigheid bly voorgaan het, totdat die Here tussen beide getree het. Hierdie stad is 539 voor Christus deur die koning van die Mede en Persiese ryk ingeneem en verwoes, Daniël 5, u kan daarvan lees, en sal eers weer herleef aan die einde van die eeue onder beheer van die Antichrist. Nou vriende, die boek Openbaring verwys na Babylon in 'n letterlike sin, en soms figuurlik, en ons kan daarna kyk net in soverre die teks ons toelaat. Die meeste kommentaarskrywers meen, dit sal die Romeinse ryk wees wat herleef, ander meen weer dit sal 'n koalisie van ryke wees, wat teen God opstaan onder beheer van die Antichrist. Maar een ding wat seker is, waaroor almal saamstem, is dat Babylon die godsdienstige en ekonomiese sisteem van die Antichrist verteenwoordig. Ons vat nou net 'n voelvlug. Ons begin by die val, ons het by Genesis 11 uitgekom, en nou spring ons na die Nuwe Testament, om net vir u te sê, dit is presies wat Babylon verteenwoordig. Die valse godsdienst wat begin het in Genesis 11, wat deur die eeue deel van die mens is,
en wat tot 'n einde sal kom wanneer die Here hierdie stad sal besoek. Openbaring 17 handel oor die godsdienstige sisteem van die antichrist wat ten einde sal loop, met ander woorde, die valse godsdienst wat begin het in Genesis 11 en wat hier tot 'n einde sal kom. Openbaring 18 handel oor die politieke en militêre magsbasis van die antichrist wat verbreek sal word. Hy sal dan ook hierdie een wees wat deur God geoordeel sal word. Antichrist beteken teen Christus, teen dit wat Christus gevestig het, wat hy mense oproep om te doen. Die antichrist is die een wat teen dit is, wat God in sy woord sê. As jy vanmorgen nie aan Christus behoort nie, dan behoort jy aan die ander koninkryk, en dis die duiwelse koninkryk wat deur die antichrist beheer en bestuur sal word. Vriende, kom ons kyk vinnig. Hoofstuk 17 handel oor die godsdienst van die antichrist, soos vergelyk word met die hoer op die dier. Ek gaan nie vir u alles lees nie. Jy het gehoor van die, of gelees van die hoer wat op die dier sit, met die goue beker in haar hand, vol van die gruwels, en hoe sy die konings van die aarde mislei het, ensovoorts, ensovoorts. Waarom sê ons dis die godsdienstige sisteem van die antichrist? Ek dink as ons die teks bestudeer, kom dit redelik duidelik na vore en skrif moet skrif vergelyk. U sien, as Jesus praat van sy kinders, ook genoem sy bruid, dan verwys hy na haar as 'n maagd of 'n vrou. Gaan lees die Bybel, gaan doen 'n studie daaroor, is baie interessant. Ek lees vir 1 of 2 verse. Daar in 2 Korintiërs 11 vers 2 sê die apostel Paulus, hy skryf aan die gemeente in Korinthe, hy sê, want ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, hierdie een man verwys na Christus, om julle as 'n reine maagd aan hom voor te stel. Jy kan ook gaan kyk na Openbaring 19 vers 7, wanneer Christus praat van sy kerk, van die weergeborenes, van die geredde mense, dan vergelyk hy dit altyd met 'n maagd of met sy vrou, sy bruid, wat hy dan ook sal kom haal om vir ewig by hom te wees. Baie interessant, as dit kom by die ongereddes, valse godsdienste, die sisteem van die antichrist, soos ons in die boek Openbaring lees, gebruik die Here die simbool van 'n hoer. Ook as 'n stad valse godsdienst bedryf, verwys die woord daarna as hoerery. Kom ek lees gou vir u vinnig, wat leer die Bybel vir ons, en ek kan nie alles sê wat ek gesê het in die reeks wat verby is nie, maar ek hoop u verstaan, as daar gedagtes wat u nie nou miskien begryp nie, kontak my, ek probeer vir u verduidelik, maar is nodig dat ons sal sien, hoe hierdie afgode diens, dwars deur die eeue, tot vandag toe gevestig is, en selfs in kerke gevestig word. Openbaring 2 vers 20, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te hoereer, en afgodsoffers te eet. En ek het haar 'n tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer. Die gedagte baie duidelik, dat hulle geestelik afvallig geraak het. Dis geestelike hoerery, waarvan die Bybel praat, en ek het vir u gesê, by hierdie bepaalde boodskap, dat net soos 'n man jaloers is oor sy vrou, en sy vrou oor die man, en nie net toelaat en goedsmoed sal aanvaar, wanneer sy of hy miskien in 'n vreemde verhouding besig is nie, so min is God tevrede, as mense met afgodediens besig is, met hoerery besig is, geestelik hoereer. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik daar in Naam 3 vers 1, verwys in nou na die stad Ninive. As u die geskiedenis lees van die stad Ninive, wie het na hulle toe gegaan? Jona, ok. Sê gou vir my, hoeveel mense het reageer op Jona se boodskap? Almal. Hoe is dit moontlik dat almal op een dag die Here sou kies? As ons die taal gebruik van die deursnee kerk vandag, waar God ons dienskneg word, en ons kies hom en nie hy vir ons nie. Almal op een dag word gered in die stad Ninive. Waarom? Want God het dit so bepaal. Maar wat gebeur met Ninive? Dit was 'n paar jaar na hierdie massa herlewing in die stad, dat hulle kinders en hulle kinders se kinders terugbeweeg het na afgodediens. Hoor wat sê die Here, Naam 3 vers 1. Naam 3 vers 1 en Naam gaan oor die verwoesting van die stad Ninive. Weet nie of u dit geweet het nie? Miskien gee ek vir u nuwe nuus, dan is ek baie bly dat ek vir iets nuuts kon leer vanmôre. Maar Naam gaan oor die verwoesting van die stad Ninive. En hoor wat staan daar. Weer die bloedstad wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie, weens die veelheid van die hoerery van die hoer vol bevalligheid, 'n meesteres in towerkunste, wat nasies met haar hoerery verkoop het, en volk, stamme
met haar towerkunste. Presies dit wat in die stad Babel plaasgevind het, wat deur Nimrod gebou was, en hierdie verspreiding oor die wêreld en die afgodediens wat wêreldwyd dan bekend geraak het, so wat dit ook in die stad Ninive gewees, en die Here vergelyk dit met geestelike hoerery, dat mense van hom af weghoereer. Sien Jesaja 23 vers 15 oor Tyrus en soveel ander gedeeltes in die woord van die Here. Nou vriende, waarom speel Babylon so groot rol in die eindtyd gebeure? Ek dink die antwoord is redelik voor die hand liggend. Van die begin van tyd vind ons die stad besig in rebellie teen God en word altyd geassosieer met afgodediens. Dit sal ook die hoofstad wees van die anti-kris regering tydens die laaste 3,5 jaar van groot verdrukking. Soos hier aangedui op die kaart, daar is die rooi draak, die laaste deel van die 3,5 jaar van groot verdrukking. Die anti-kris sal die wêreld godsdiens gebruik om vir homself 'n basis te skep van waar hy sal werk. En nou baie belangrik, in die laaste snik, en vriende, hierdie is van kardinale belang. In die laaste snikke van die verdrukking sal die anti-kris selfs ook die valse godsdiens afskaf, omdat hy alleen aanbidding vereis. Dit was tog maar nog altyd die Satan se doel, en dit is om aanbid te word. En u vra miskien vanmôre, Gerard, waar kom jy daaraan? Jy het gisterand nie lekker geslaap, en jy praat goed in jou slaap vanmôre. Kom ek wys vir jy die woord, dat selfs die anti-kris sal hierdie sisteem vernietig, omdat hy self aanbidding soek, want deur wie word die anti-kris gedryf? Deur Satan. Wie het Eva mislei? Satan. Wie mislei mense vandag nog? Satan. Hy is agter alles wat boos is, en hoor wat gebeur in Openbaring 17:16. Miskien het jy dit raak gesien toe ek dit gelees het. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, en die vrou, onthou die vrou sit op die dier, né? Hulle sal die hoer haat, en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet, en haar met vuur verbrand. En ek wil vir u sê, vriende, toe ek hierdie gedeelte bestudeer, toe besef ek, dat dit wat 2 Tessalonisense 2 vers 3 vir ons sê, wat ook praat oor die eindgebeure, hier in Openbaring 17 kosbaar na vore kom. Ek lees vir u. Paulus skryf aan hierdie gemeente, en hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Eers moet die afval kom, en die mens van sonde openbaar word, die seun van die verderf. Die teestander, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Dis die einddoel van die anti-kris. Hy soek aanbidding vir homself, want dit was nog altyd die duiwelse intensie gewees. Daar in die tuin van Eden, lieg hy vir Eva. Julle sal soos God wees. Het Eva God geword? Het Adam God geword? Nee, hulle het sondaars geword, en daar het 'n geestelike dood ingetree. Het jy al gelees in Jesaja 14 en Jesegiel 28, hoe die duiwel hom probeer verhef het bo die Here? Wat doen die Here? Die Here gooi hom uit die hemel. Uit die Bybel uit sien jy dit. Wat doen die duiwel in Matteus 4? Nou moet jy vir my sê, dat ek eens asem kan skep. Wat gebeur in Matteus 4? Wat doen die duiwel met Jesus? Nee, wat sê hy vir hom? Jy moet my aanbid. Hoe verwant is die Satan net nie? Die Satan sal die anti-kris inspireer, hy sal alleen aanbidding eis, en God sê, sy troon is nie beskikbaar nie. Die pos van God is nie beskikbaar nie. Daarom sal God hom oordeel. En elke liewe een wat deel van sy sisteem was. En jy sit miskien vanmôre hier en dink by jouself, maar jong, Gerard praat seker van hierdie klomp op televisie. Hou wat nou weer 100 miljoen bedrog gepleeg het, en daai ou wat daai vrou verkragt het, en daai ou wat daai ou doodgemaak het. Luister, ek praat met jou, en ek praat met my. Die sondaars is nie op TV nie. Hulle is elke dag saam met ons, om ons, en ons is deel van hierdie sisteem. En as ons nie weergebore word nie, is ons deel van die anti-kris se koninkryk. Jy moet tog nie onverhoeds betrap word die dag, as God se oordeel kom nie. Man wat nou die dag vir my sê, I'm a
Maar dis die tendens van die tyd. Ons wil by die Here in die hemel wees, maar ons wil die Here van die hemel nie eer op aarde nie. As dit vanmôre deel van jou lewe is jy deel van die anti-Christus koninkryk. Hierdie stad Babylon sal weer volgens profesie herleef aan die einde van die eeue, met die koms van die anti-Christus. Die stad sal in 'n kort maar kragtige uitstorting van God se finale oordeele verwoes word. U kan bietjie Jeremia 50 en Ou Testamentiese profeseë gaan lees. Volgens die Bybelse profeseë sal die Here self hierdie goddelose stad met die anti-Christus as regeerder oordeel, saam met al die goddeloses daarin wat die merk van die dier aanvaar het. Alles sal weer eindig waar dit begin het. Glo my wat ek vir u sê. Daar is 'n God wat alles begin het. Die God van hemel en aarde, wat uit niks tot stand gebring het wat ons vandag sien. Hy het 'n opdrag aan die mens gegee wat die mens willens en wetens verontagsaam het. Ons pluk die bittere vrugte van ons sondige houding teenoor God. Afgodediens het deel van ons lewe geword en vandag is die wêreld vasgevang in afgodediens. Die boodskap in Suid-Afrika gaan van kansels uit, bekeer julle, en die meeste sê van wat? Van wat moet ons bekeer? 'n man sê onlangs vir my, tot wie moet ek my bekeer? Ek is doodgelukkig net soos ek is. 'n paar minute later vertel hy vir my hoe hy met 'n revolver gesit het en hy wil sy breins uitgeblaas het. Dink myself, jy's gelukkig hoor. Jy's genuine gelukkig. Dis die verwarring in mense se harte wanneer sonde jou wese begin oorneem. Daarom is die boodskap nie, word 'n beter mens nie. Die boodskap is nie, probeer om 'n toring te bou om by God uit te kom nie. Die enigste manier om by God uit te kom is knie toe. Besef jy kan nie by hom uitkom sonder sy seun se offer aan die kruis nie. God gaan my en jou nooit aanvaar sonder sy seun nie. Daarom is ons veilig in die seun Jesus Christus, gereinig in die bloed, gevul deur sy gees, op pad na die hemelse heerlikheid, met baie stryd in hierdie heiligmakingsproses, maar die einddoel is verseker. Ek sluit af, ek sien ek het so bietjie oor die tyd gegaan, maar ek weet u gee nie om nie. Openbaring 18 vers 2, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot stad Babylon. Wee jou o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. En een sterk engel het 'n groot klip opgetel soos 'n groot meelsteen en het in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En as u nou so bietjie die gedeelte wat ek gelees het onthou, sal u agterkom daar is sekere dinge wat genoem was in hierdie gedeelte. Tydelike dinge. Daar sal nooit weer sieterspelers wees nie, daar sal nooit weer lig wees nie, daar sal nooit weer dinge wees nie. En ek het daarin gedink. En ek wil vanmôre dit vir jou sê as slotgedagte en as liefdevolle waarskuwing. Die meeste mense stel hulle vreugde in die aardse dinge. As ek net hierdie huis kan kry, as ek net hierdie belegging kan maak, as ek net hierdie voertuig kan koop, as ek net hierdie pensioenfonds van my sterker kan maak. En so is hulle besig om te poog om hierdie lewe van hulle te vul met nuttelose dinge. En dan sê die Bybel vir ons, in 'n oomblik is dit verby. En dis presies wat gaan gebeur in Babylon. Mense wat hulle hoop stel in die tydelike, gaan in 'n oomblik geskok en verbaas wees, die wat nog bly lewe. Die wat nog op daardie stadium in die lewe is, wanneer God sy oordeel bring oor hierdie stad, en vir mense kom wys, luister, op aarde is daar niks wat blywends is nie. Ek het hierdie week daaraan gedink. Somtyds raak ek self vasgevang in hierdie gedagtegang. Hulle sê dit is nie 'n skande om arm te wees nie. Dis vrek ongemaklik. Daarom is die meeste mense besig om hulle hande af te werk om net meer en meer bymekaar te maak. En hulle mis die heil van hulle siele. En hulle sterf sonder Christus. En alles wat hulle bymekaar gemaak het, gaan tot niet. Kinders en kleinkinders beklei daaroor en familie en vriende en hierdie en moord daai en daai en doen dit. Maar hulle gaan staan voor die Here en die Here sê, het jy my seun geken? En het jy hom gedien? Ja of nee?
Daarom wil ek vir u sê, die groot stad Babylon se ondergang is vir my en vir jou belangrik, dat ons seker sal maak, ons is nie deel van hierdie sisteem nie. Jesaja 47:11, daarom oorval onheil jou. En as u die opskrif van Jesaja 47 gaan lees, staan daar, die val van die trotse Babel. Dis die opskrif van Jesaja 47. Daarom oorval onheil jou, wat jy nie sal weet om te besweer nie. En 'n onheil val op jou wat jy nie kan versoen nie. Ramp betref die land en die wêreld. En elke keer kry ons 'n agterdeur om onsself half te beveilig, omstandighede te verbeter. God is genadig en barmhartig. Daar gaan 'n dag aanbreek dat die onheil nie versoen kan word nie. Dis wanneer God sê dis klaar. As jy vanmôre goedheid en guns beleef, is dit nie jou harde werk nie, dis nie jou vermoë nie, dis nie jou vernuf nie, dis die God van hemel en aarde wat jou genadig is, sodat jy hom sal dien op hierdie aarde. Moenie hom mis nie. As jy hom mis jy die lewe, dan mis jy die ewige lewe, dan mis jy die heerlikheid. Vers 14, kyk, hulle het geword soos stoppels. Vuur het hulle verbrand. Hulle kan hulle self nie red uit die mag van die vlam nie. Dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie. Met ander woorde, God se oordeel gaan nie 'n braai geleentheid wees nie. Het gaan nie 'n piknik wees nie. Dit gaan nie 'n byeenkomsplek wees waar die Here sê, ag, weet jy, ek is lief eintlik vir almal in die wêreld en al wat julle in goddeloosheid geleef, julle is welkom in my koninkryk nie. Dr. Woody Bakken praat van the sissified Christ. Ons het hom afgebeeld vir die wêreld as hierdie nuttelose, nietige God wat afhanklik is van die mens. Daarom wil niemand hierdie Christus meer dien nie. Ek verkondig vir jou Christus, wat alles geskaap het en wat gaan kom om te oordeel die mense wat hy geskaap het. Gaan jy deel wees van hierdie oordeel? Want Openbaring 19:11 sê, toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Is jy deel van sy koninkryk? Daar's net een van twee antwoorde. Ja of nee. Ek is klaar. Die Babylon, die groot en invloedryke stad, sal deur die Here self verwoes word. Dis deel van die finale oordeele aan die einde van die groot verdrukking. Die Here self sal van die hemel neerdal tot op jou lyfberg, saam met sy magtige leerskare om finaal te oorwin. Dit sal die laaste deel van die benoudheid van Jakob uitmaak, en die meeste van die aardbewoners sal gedood word. Dan breek die heerlike millennium koninkryk aan, waar Jesus vir 1000 jaar op die troon van Dawid sal regeer, waaroor ons volgende week sal praat. Die vraag is, aan watter koninkryk behoort u vanoggend? U is of 'n kind van die Here en weet dit of nie. 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het, het nie die lewe nie. Dit ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. Ek wil jou vra vanmôre, as jy nog met 'n godsdienst besig wat in Babel bedryf was. Ek sal by God uitkom op my manier. Ek sal hom behaag. Ek sal genoeg werke doen sodat hy my sal raak sien. Ek wil jou vra, dan is jy deel van hierdie sisteem. Ek wil jou vanmôre vra, het jy al opgekyk en gesê, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil? Is daar lewe vir jou en vir my? Sien, gelowig op hom word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. As jy nog nie by Christus uitgekom het nie, as jy nog nie soos die rower aan die kruis gesê het, Here, dink aan my nie, dan is jy nog deel van hierdie sisteem, wat in rebellie teenoor God staan, wat deur God vernietig sal word. Daarom vra ek jou vanmôre om soos die tollenaar van ouds, eerder op jou bors te slaan en af te kyk, jou kop in skaamte te laat sak en te sê, o God, wees my sondaar genadig. Dis die gebed wat God hoor. En dan is jy deel van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Vader, ons verstaan nie alles wat in die boek Openbaring vir ons opgeteken is nie, maar een ding sien ons, dat daar die duidelike en die aangrypende onderskeid getref word tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die Satan, of dan
die anti-kris wat op aarde sal regeer. Daar is soveel mense wat vanmôre, Here, op hierdie aardbodem hulle self bevind, wat reken dat hulle godsdienstig is. Hulle lees so af en toe Bybel, hulle gaan so af en toe kerk toe, hulle is nie te groot sondaars nie, hulle is daarom nou nie hoereerders of diewe of moordenaars nie, en tog staan hulle onder dieselfde oordeel as die dief, en as die moordenaar, en as die homoseksueel, en al die ander mense. En Here, dis net een rede, omdat hulle nie wil bekeer tot U die lewende God nie. Ons almal word sondaars gebore. Daar is geen mens wat regverdig gebore word nie. Daar was een sondelose, dit was die Seun van God, en hy het aan die kruis gesterf om sondaars te red, soos Paulus sê, van wie ek die vernaamste is. Daarom pleit ek vanmôre, Here, dat mense hulle nie sal bekeer tot 'n kerk, of sal bekeer van sekere sondige gebruike nie, maar dat hulle sal bekeer tot U, die lewende God wat in Jesus vergifnis aanbied, en dat hulle deur die krag van die Heilige Gees nou 'n nuwe lewe sal leef. Want as iemand in Christus is, dan is hy of sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, die Bybel sê, kyk, dit het alles nuut geword. Ek pleit vanmôre by U Vader, ter wille van Jesus se moeitevolle lyde aan die kruis. Maak sondige harte lewend, dat hulle kan bekeer tot U die lewende God. Want daar lê 'n verskriklike tyd vir hierdie wêreld voor. Die Bybel sê vir ons, daar sal baie spotters wees. Wat sal sê, waar is hierdie Christus? En dan sal hierdie dag hulle oorval, soos die barensnood 'n swanger vrou oorval. En dan sal hulle uitroep, berge val op ons en heuwels bedek ons voor die aangesig van hierdie God. Daarom pleit ek, Here, dat mense nou die welaangename tyd van genade sal omhels en sal uitroep, o God, wees vir my sondaar genadig. Dankie dat U hulle hoor wat na U roep, en U sê, U sal hulle nooit uitwerp nie. Vader, ons aanbid U vir U wonderlike genade in Jesus geopenbaar. En dankie vir die woord en die gees wat dit in ons openbaar en verklaar. Ons loof en prys U naam. Amen.